Halleluja. Goeiemiddag broers en susters, welkom in die huis van gebed. Ja, ons bedieningsnaam sê alles, huis van gebed. Ons tree in vir versoeke, ons bid vir ons land, ons bid vir ons mense, ons bid vir ons broers en susters in die Here. Want wat 'n voorreg is dit om te kan bid, om Jesus het toe op die kruis gehang het, die voorhangsel geskeur. So laat ons in die allerheiligste van God die Vader kan staan vanaand. En vir die Here sê dankie. Dankie dat daar nie meer soveel wette en goed is wat ons moet doen om by die Here uit te kom nie. Dat ons dit kan weet, ons staan in die allerheiligste van die Here. Dit maak my party dae hartseer as 'n mens hoor hoe party mense praat oor die charismatiese beweging. Ek sit self toe in daai situasie en daai omstandighede, want ek is te oud vir die kerke om my 'n pos aan te bied, want hulle sê op 65 moet jy op pensioen gaan. En so wat maak jy nou anders as om, en jy weet jy het 'n roeping op jou lewe, die Here het vir jou gesê gaan en gaan doen. En wie is ek nou om te sê ek kan nie? En dan wat doen jy? Wel, dan begin jy 'n charismatiese beweging, jy begin 'n charismatiese kerk, jy begin 'n charismatiese gemeente, om die evangelie vir Jesus Christus te kan uitdra, huis van gebed. Want vir my gaan dit nie van hoe lank ek preek, vir my gaan dit hoe lank ek kan bid, hoe lank ek die teenwoordigheid van God kan wees, om my hele hart voor die Here uit te lê. En ja, as 'n mens deur die geskiedenis kyk, in die profete, of nie profete, jy kan sê kom sê profete, die generaals, ek het baie lief daarna te kyk, generals of God, en waar hulle almal, dit gaan nie vir hoe lank die boodskap is nie, dit gaan vir hoe lank hulle in gebed was by God om die woord te kry van die Here af. Dit is dieselfde by my. My bediening gaan ook, ek wil 'n woord van die Here hê vir die gemeente. Jy kan enige boodskap voorberei, en dit kan hoe mooi wees, maar as dit nie die woord van die Here is vir die gemeente, wat help dit dan? En ja, God is getrou, en die Here is so lief vir ons, dat 'n mens eintlik maar borrel van vreugde, en opgewonde raak oor die dinge van die Here. En ja, in my hart bid ek nog steeds dat iewers dat daar 'n kerk sal wees wat sê, weet jy wat Ben, kom jy na ons toe, kom bedien ons. En ja, ek is opgewonde, ek vertrou die Here, en ek bid elke aand, Here, want die woord sê, herinner my in my beloftes, en die Here het my uitgestuur, die Here het gesê, dis wat jy moet gedoen Ben, jy moet die vrugte gaan pluk voor hulle oorrypraak en afval van die bome af. En ek sê, Here, ek is beskikbaar, en nooit geweet dat daar ouderdomsbeperking in kerke is nie. Dis dit verkeerd nie, dis seker nie verkeerd nie, maar ek weet van predikante wat oor die 80 jaar oud was en dan nog steeds die woord van God bedien het. Van pastoor Jimmy Swaggart, dat is 90, 2 weke voor hy oorlede is, het hy nog bedien. Morris Herrello, hy was 89, as ek reg kan onthou, bedien tot net voor hy oorlede is. So, wie is ons regtig as mens om te sê, het is nou tyd vir jou om af te tree? Jy kan nie aftree by die Here nie. Hoe kan ons ooit in ons lewe wil aftree by die Here? Want dit is dan eers wanneer ons begin lewe. As die dag wat ons by die Here is, dan begin ons lewe eers regtig te lewe. En dit maak my so opgewonde om te dink, weet jy wat, op my ouderdom plaat dit my nie. Want die woord sê, luister na die grys hare. En daar's mense, ouer mense, ek weet ek groot geword, as iemand 10 jaar ouer as jy was dit die oom en die tannie vir jou. En ek luister na hulle. En ek luister wat die mense sê, en ek luister na predikers, oud en jonk. Ek luister na enige iemand wat die woord van die Here verkondig. En ek luister nie altyd
met die kritiese oor nie. Ek luister met my gees, of my gees saamstem met dit wat hulle sê, en ek vat dit wat vir my belangrik is, ja. En wat nie vir my belangrik is, los ek uit. Ek gaan nie daai prediker te nakom of enigiets nie. Ek het gewoon ontvang wat hy vir my gegee het, en dis wat saak maak, dit wat in my hart aangaan, wat ek van iemand kon kry, om my te bou, my gees weer vuur te gee, daar weer vuur in my lewe te gee, weer die kole bietjie te krap, laat die rooi kole weer uitkom, die as gaan lê daaronder. Ja, terwyl ek nou so dink aan die as, dink ek by myself, hoeveel mense sak en as nog vandag, en baie mense wonder wat is sak en as. Is dat mense wat baie jare die Here dien en nie weet wat sak en as is nie. En ja, dis sak en as is die roukleed wat die Jode, ek dink toe die koning sy volk uitgeroep het en gesê het, niemand van julle eet of drink nie, almal trek roukleed aan. En Jona het geweet wat gaan gebeur, want toe hulle daar almal in roukleed saam met die koning gesit het in Nineve, en hulle as op hulle hoof uitgegooi het, het hulle ginds die oë van die Here gevind, en die Here het hulle gespaar. En ek dink Jona moes dit seker baie deurgegaan het, dis ook hoekom Jona seker altyd wou 'n ander rigting ingeslaan het. So broers en susters, dis wat net so kort langs wat sak en as is. Ja, mense sal my seker aanval en sê, ja, dit was seker net vir daai tyd gewees. Nee, dis vir vandag ook. Alles wat die woord staan was nie vir 'n spesifieke tyd gewees nie. Want dan sal dit seker gestaan het vir die jaar 1 tot die jaar 2 en van die jaar 2 tot die jaar 3. Maar die hele woord van God is ingegee deur die Heilige Gees en dis van krag vandag. Dit is nie net vir 'n spesifieke tyd gewees nie, want dan is ons in 'n probleem. Want die hele woord is deur die Heilige Gees ingegee. En die hele Nuwe Testament is deur Jesus Christus vir ons ingegee. Waar hy gesterf het vir ons op die kruis en vir ons die vryheid gegee het om in die allerheiligste van God te staan. Daar staan nie spesifiek en wat se kerk jy moet wees, wat se geloof jy moet hê om voor God te staan nie. Net sal werk solank jy Jesus Christus as jou Here en jou Saligmaker bevestig en glo dat Jesus gesterf het en die dood opgestaan het en dat Jesus God is. Dis die belangrikste van alles, my broers en susters. Ons moet nie laat hierdie kleinigheid 'n mens van die Here af wegrokkel nie. Want dis wat die vyand wil doen. Hy wil vir mense altyd sê, dan weet jy wat, Jesus het dan nooit gesê, hy is die seun van God nie. Dit is so. Hy het Jesus heeltyd aangeval op die skrif en gesê, as jy die seun van God is, sê dit en dit. As jy die seun van God is, as jy die seun van God is, as jy die seun van God is. En Jesus het nie eenmal gesê, ek is die seun van God nie. Maar Jesus het hom teruggeantwoord in die skrif. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En dis wat so interessant is van die woord, my broer en suster. Die vyand kan jou aanval, maar daar staan geskrywe. Jy is 'n seun en 'n dogter van God. As jy werklik waar jou hart vir die Here gegee het, as jy tot inkeer gekom het, as jy tot bekering gekom het, as jy gedoop is. Gedoop is, my broers en susters. Toe Jesus by Johannes gekom het, ek het nou daaroor gesit en dink, maar Jesus was besny op 8 dae. Sommige kerke het die besprinkeling ingebring, wat dit het die besnydenis oorgevat. Maar Jesus is dan groot gedoop. Geonderdompel, deur Johannes die doper. En dit het wat vir my so interessant was. Toe Jesus na Johannes toe kom, toe sê Johannes, ek Johannes moet eintlik deur u gedoop word. Nie u deur my nie. En Jesus sê vir Johannes, laat dit gebeur volgens die skrifte. Want Jesus het ons sonde op hom gehad toe al klaar. En hy's gedoop, sodat ons sondes van ons afgewas kan word die dag toe op die kruis gehang het.
En as ons hom aanneem as ons Here en ons God en Saligmaker, dis wanneer ons sondes van ons afkom. En toe besef ek, Johannes het die doop van verlossing van sondes, sonde afwas, gedoop. En dis hoe my vir Jesus sê, Here, ek is eintlik veronderstel om deur U gedoop te word, nie U deur my nie. Want hy het geweet, Jesus is die Seun van God, hy het geweet, Jesus is God, en hy is nodig om deur Jesus gedoop te word. Hoef het te meer U en ek. Jy weet, daar is so baie mense, wat so baie dinge, is dit belangrik om groot te doop? Dit is belangrik, ja. Dit is belangrik, die woord sê, bekeer jou, en laat jou doop, en jy sal gered word. Dis wat die Bybel sê, my broers en susters. As jy my verkeerd kan bewys in die 33-53 vertaling, dan sal ek op my YouTube channel dit sê dat ek verkeerd was. Maar dit staan in die woord van God geskrywe, bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Dis wat die Here sê, dis nie wat ek sê nie. En spreek in vreemde tale, dis wat 1 Korintiërs 14 vir ons sê. Paulus was nie saam die 120 in die boventrek toe Heilige Gees op hulle afgekom het nie. Paulus was op pad van Damaskus deur die Heilige Gees oorgeval. En hy was blind. In die middel van die dag was die lig so skerp dat hy blind was. En toe op die grond val, toe sê hy, wie is u? En Jesus sê, dis ek. Waarom vervolg jy my? En Jesus maak Paulus 'n apostel. So Paulus was die 13de apostel, want hulle Matteus het hulle aangestel in Judas se plek, dat daar 12 was, en so Paulus was dan die 13de apostel gewees. En Paulus was nie by gewees toe die Heilige Gees oor hom gekom het nie. Maar hier kom Paulus in 1 Korintiërs 14 en hy sê, ek wens julle almal kan in tale praat, soveel mal as wat ek in tale praat. Maar is beter om te profeteer, sodat ander mense jou kan verstaan. Maar as jy vir Christene, vir kinders van die Here, was hulle by mekaar kom, is dit beter om in tale te spreek, as om te profeteer. Maar as daar 'n vreemdeling inkom, is beter om te profeteer, sodat hy kan verstaan. Want ons wat Christene is, weet wat dit is om in 'n hemelse taal te kan spreek. Ons weet nie wat ons sê nie, ons verstaan dit nie, maar dit kom uit ons hart uit, dis wat die Heilige Gees sê en doen, dis wat God verstaan, want die woord sê, die Heilige Gees tree vir ons in, as ons mee weet, waaroor om te bid nie. Hy sê, die Heilige Gees tree ook in vir ons, met ons onuitsprookbare sigtinge en steninge, wat vir 'n mense oor net 'n sig is. Jy voel net verlig, maar vir God beteken dit heeltemal iets anderster, wat die Heilige Gees ingetree het vir ons. Partymal moet ons net die Bybel lees, en net terugsit, laat die Here dit aan ons openbaar, wat sê die woord vir ons. Weet, baie maal wil mense hulle slim hou, en dan die woord draai of verdraai of bedraai, om hulle te pas. Is ek lief vir die charismatiese beweging? Ja, ek is lief vir enige iemand wat Jesus Christus aanbid as hulle God en Saligmaker. Het ek 'n probleem met die charismatiese beweging? Glad nie. Ek het tot inkeer gekom by AGS in Stilfontein. En ek het die Here ontmoet in Loftal Herlewingsentrum in Stilfontein, waar ek werklik waar besef het, wat is dit? Om 'n verhouding met die Here aan te gaan, om te weet hoe lief God my het, om alles net te besef, wat die Here in my lewe het, wat die Here vir my wil doen, wat God met my wil doen. En ek sal altyd in my hart 'n tentmens bly, want daar was ek vry gewees om die Here te kan aanbid. Ek het nie tussen 4 mure gesit nie, ek het in 'n tent gesit, en ek kon die Here gaan aanbid, dag of nag. Die tent se deure was nooit gesluit nie. Ek kon net die tent se seil opgetel het en ingegaan het. 'n Paar sakke by mekaar gegryp het, op sakke gaan lê het, en die Here aanbid het. Vandag word ons alles toesluit. Kerke van God word vandag toegesluit, want die mense breek tot, hulle steel tot die lugverkoelings, die airconditioners van die kerke af. Hulle steel die koperpype van die aircons af. Knip die koper, die drade af wat 'n bietjie koper in het,
vir die huis van God af. Daai jare kon jy die musiekinstrumente in 'n oop tent gelos het. Niemand sal ooit daarin gekom het nie, om dit te steel nie. Ek weet vandag as ek met 'n tent opslaan, dan sal ek seker vanaand alles met huis toe vat. As ek ook kry ek môre my tent miskien nie eens meer daar nie. Maar dis so lief ek vir die charismatiese beweging is, ek is 'n kind van die Here. En waar die woord van God verkondig word, daar is ek. En waar die Here teenwoordig is, daar is ek. Want ek is so lief vir die Here, ek wil nie uitmis van die woord van God nie. Ek wil niemand te nakom nie. As u miskien in 'n gemeente is waar u voel, dinge is nie regtig reg nie, en dit bots met die gees, ja, dan moet 'n mens begin huiswerk doen. Dan moet 'n mens miskien terugkrap in die verlede en kyk, waar kom hierdie goed vandaan? Want die demone kan ook baie goeders deur mense bring wat sê hulle is profete of apostels of wat. Maar die woord sê, hulle moet in jou gemeente opstaan. Profete, evangeliste, apostels, leraars. Dis almal wat in jou gemeente moet opstaan. Dis mense wat jy moet kan leer van die woord van God. Wat kan moet uitgaan om die woord van God uit te dra. Evangeliste. Ek dink evangeliste is seker vandag een van die minste bedienings wat jy kry. Dis mense wat bereid is om 'n kruis op sy skouer te sit en deur die dorp te stap, om traktaatjies uit te deel en sê, Jesus is lief vir u. Want vir party mense is dit te veel gevra. Om vir iemand te gaan sê, Jesus is lief vir u. Weet jy dat die Here op hierdie oomblik aan u dink? Weet jy dat God vir u so lief is, dat hy vir u gesterf het op die kruis van Golgotha? Dat hy het mekaar het geslaan was vir u en vir my. Dat hy al u en my sondes op sy lewe gedra het. Dat hy gesterf het op die kruis, begrawe is, en laat hy opgestaan het in lewe op die derde dag. Halleluja, prys die Here, God lewe. Dit maak my opgewonde om te weet, dat hy graf is leeg, die dood kon hom nie gehou het nie. Want Jesus is God. Halleluja. Hy is deel van die drie-enige God. Die Heilige, hy sê vir julle, dis voordelig vir julle, laat ek weggaan, sodat ek vir julle die Heilige Gees kan stuur, want julle sal lei in gees en waarheid. Amen. Halleluja, ek raak sommer opgewonde, ek begin sommer preek. Halleluja. My broers en susters, wees opgewonde hierdie naweek. Dis 'n Vrydag aand. Wees opgewonde. Ons het altyd by Lofte al Vrydag aand tussen 10 en 12 gebid. Dit was vir my spesiaal gewees. Ek kon nie wag vir Vrydag aand vir 10 uur om te gaan bid op sak en as nie, saam die broers en susters van my, wat werklik waar die naam van God aangeroep het, wat geweet is wat dit is, om op hulle knieë te staan voor God, om te huil en te ween, en uit te roep na die Here van genade, vir hierdie land Suid-Afrika, vir die siele, wat verlore gaan, siele wat vanaand is, Vrydag aand, siele wat vanaand uitgaan na nagklubs toe, ouers wat hulle kinders vol geld stop om net alleen te wees, gaan julle net uit. My broers en susters, ek bid vir elke broer en suster, ek bid vir elke kind, elke seun en dogter wat uitgaan vanaand. Daar is hoeveel botels brandewyn wat oopgemaak word vanaand. Hoeveel botels, hoeveel kinders word gemolesteer vanaand. En hoeveel Bybels word vanaand geopen. Hoeveel sit vanaand om die tafel en lees vir hulle kinders en vir hulle gesin die woord van God. Ek het dit nou nie so beplan nie, dit het nou net in my hart opgekom. En ek weet nie waar maak ek eens oop, die Psalm 56. Wees my genadig, o God, want mense vertrap my. Hy wat my beveg, verdruk my die hele dag. Dis Psalm 56.
Dis die woord wat ek nou hier oopgemaak het, my broers en susters. As dit nie vir iets beteken nie, vir my beteken dit baie. Die wêreld wil die kinders van God vertrap. En ons het die Here nodig, laat ons gaan staande bly. My broers en susters, ek bid vir u, mag die Here vir u seën, en mag u begin om 'n honger in die binneste te kry, om die woord vir u kinders te lees, elke aand, vir die familie te bid. Die Here seën vir u, kom ons bid gou saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ek vanaand vir my broers en susters kan bid. Mag u vir hulle seën en salf in die naam van Jesus Christus. Mag dit wees soos wat u wil hê hulle moet wees. Here, ek loof en prys en eer u en ek sê vir u dankie Vader. Elke siekte word genees, elke huwelik word gered in Jesus naam. Amen. Halleluja broers en susters, geniet die naweek. Shalom.